Ja, goeienaand julle. Ek is bly julle kon ingeskakel het. Ekskuus, die klank aan my kant was nie aangewees nie en toe besef ek kan nie mooi hoor nie. Ek is bly julle is nog by ons in terme van die Bybelstudie van Galasiërs hoofstuk 3 en ek moet erken dat dit vir myself baie beteken, baie inspirerend is en vir my van groot waarde is om weer eens die belangrike feit te beklemtoon dat die evangelie vir ons die toegang gee tot die verhouding met God. En ek dink vanaand gaan ons dit juist weer besef as ons Galasiërs 3 verder saam lees. Nou ons lees hom maar redelik stadig, maar daar is regtig baie om raak te sien. So ek dink dit is 'n redelike en diepte lees van Galasiërs hoofstuk 3. Ek wil vra dat julle soos gebruiklik saam met my sal 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, alhoewel ons bid dat U in die hemel is, en ons weet dit beklemtoon U grootheid en U almag, weet ons ook dat U deur U Heilige Gees vanaand by ons is, dat U ons lei deur U Gees, ook in die lees en die verstaan van die woord. Ons is nie hoogmoedig en dink dat ons U woord voluit alles verstaan nie. Ons is afhanklik van U om U woord aan ons te openbaar. En daarom bid ons, Here, dat U deur die Gees in ons elkeen sal werk. En die enigste manier wat ons nader aan U kan kom, is deur ons Here Jesus Christus, die werking van die Heilige Gees, en iets soos hierdie Bybelstudie. Daar's niks so kosbaar soos hierdie verhouding wat ons met U het nie. Ons bid dan daarom vir die leiding van die Gees in Jesus se naam. Amen. Nou, ons lees, ek lees vir ons weer Galasiërs 3, uit die 53 vertaling. Ek reken, ons sal kom tot so by vers 7, ek gaan dan ook net lees tot by vers 7, ons het al van die eerste verse van Galasiërs 3 gedoen, en ek begin deur te lees in vers 1, O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Ek net gou hier nog vir mense toelaat. Om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Nou, ons gaan hier doen vanaf vers 3, daar die vraag wat Paulus stel, in vers 3 is waar ons begin, is julle so onverstandig? Nou, ek gaan nou weer vir julle die gedeelte vertoon, wat ons behandel. Ons sê, dis waar ons begin.
Nou, Paulus se vraag was bedoel om die Galasiërs te laat nadink waarheen hulle op pad is. En ek dink dit is baie belangrik dat elkeen van ons baie gereeld vir onsself die vraag afvra, waarheen is ek op pad? Wat wil ek bereik? Wat wil ek doen? Waar wil ek uitkom? Daar kom so baie dinge in 'n mens se lewe en baie van hierdie dinge wat in ons lewe kom, trek ons aandag af van die evangelie, van die waarheid van God se woord. Ons kan so aandag afleibaar wees, wil 'n mens sê, geestelik aandag afleibaar wees. Die woord wat hier vertaal word met gelei, want hy vra tog vir hulle, het julle verniet so baie gelei, het julle verniet so baie swaar gekry, kan ook verstaan word as ervaar of beleef. Met ander woorde, wat Paulus vir hulle sê, so hier lê nou 'n kort geskiedenis agter hierdie mense. Hy sê, het julle al hierdie dinge verniet deurgegaan. Nou, as jy al oud geword het in die diens van die Here, dan is hierdie 'n baie sterk vraag aan elkeen van ons. Alles wat jy al beleef het in jou lewe, in die diens van die Here, was dit alles verniet? Al die gemeentes waarvan jy deel was, al die werk wat jy gedoen het by al die verskillende gemeentes, gaan jy dit nie meer in ag neem nie, gaan jy dit vergeet, en dit is toch 'n groot deel van 'n mens se lewe. 'n Mens wil toch nie verniet lewe nie, 'n mens wil toch uiteindelik iets bereik met jou lewe, en jy wil nie jou tyd mors nie. So dit is altyd iets wat 'n mens ook vir jouself moet vra, en jy moet vir jouself ook kan sê, maar ek is nog sinvol besig. Nou, ons weet, die Galasiërs was 4 stede, waar hierdie gemeente uit bestaan het. Dit is maar baie, neem nou maar Heilbron as 'n voorbeeld. Heilbron het omliggende plekke, soos byvoorbeeld mense dalk van Koppies of Edenwil of Oranjewil, en dit was maar dieselfde met die gemeente van Galasië, en in al hierdie plekke was daar altyd Jode, omdat die Jode het maar oor die wêreld versprei. Nou, telkens wanneer die Jode die evangelie van die Here Jesus Christus gehoor het, dan het van hulle tot bekering gekom, en dit was die genadewerk van die Here, wanneer dit gebeur het, maar van hulle het ook baie vinnig in teenstand gekom teen die evangelie wat deur Paulus verkondig is. Dit het hulle nie aangestaan nie. En hier word nou 'n paar voorbeelde genoem in Antiochië en Pisidië. Onthou, daar's 'n Antiochië ook in Sirië. Het dit gebeur dat die Jode Paulus daar teëgestaan het, en ook sommige van die heidene teen Paulus opgesweep het. En dit is Handelinge 13 vers 50. En in Iconium het die Jode en die ongelowige heidene daartoe oorgegaan om Paulus aan te rand, en hulle wou hom aanrand, en hulle wou hom stenig. Dis Handelinge 14 vers 5. En in Lystra het die Jode van Antiochië en Iconium af baie mense oorgehaal teen Paulus, en het hulle hom toe gestenig en verdood uit die stad uitgesleep. Dis Handelinge 14 vers 19. Nou, hoekom hierdie punt belangrik is 'n mens moet verstaan na watter lyding verwys die apostel Paulus, wie het die lyding veroorsaak by die gelowiges. En 'n mens moet as 'n gelowige ook lyding verwag. Moet jou nie verbaas nie, dat daar mense is wat teen jou in opstand kom, en wat nie jou oortuigings deel nie. En ek vind ook, wanneer ek werk met mense wat pas tot bekering gekom het, dan doen ek nogal die moeite om hulle te waarsku. Ek het nou onlangs in die week vir iemand gesê, wat met 'n mens gebeur is, as jy 'n Christen word, as jy verloor baie keer vriende. En nou moet jy nuwe vriende maak, en dis juist belangrik dat ons as gelowiges dit ook weet, dat as iemand moet loskom uit die wêreld, moet jy intree in daardie spasie en jouself 'n vriend maak van daardie persoon.
Want die vyandskap is daar, en dis altyd daar, dit sal altyd daar wees, teen die ware gelowiges. En dit was spesifiek die Jode, wat as die vyande opgetree het van hierdie gelowiges in Galasië. En dis eintlik so hartseer, want hierdie Jode was natuurlik mense wat uit die Oud-testamentiese kerk uitgekom het en wat die Bybel self geken het. En dis dikwels so in die geskiedenis van die kerk, dat die vyande van die kerk kom uit die kerk uit. Die vyande van die ware kerk is die valse kerk. Dink byvoorbeeld aan die geskiedenis in die middeleeue, toe die Rooms-Katholieke kerk die vyand was van die hervorming, van die reformatie en die kerke wat daaruit ontstaan het. So dit is altyd so, dat die vyandskap kom dikwels nie vanuit die wêreld uit nie, maar vanuit die kerk uit, van die valse kerkse kant af, teenoor die ware kerk. Hierdie teenkanting wat Paulus hulle beleef het, sou verseker uiteindelik ook oorgespoel het na die Christene toe, en dit het maar die lewe vir hulle bitter gemaak, as baie plekke in die Nuwe Testament waarna ek kon verwys, hulle moes dikwels vlug, hulle is vervreem van hulle eiendom, hulle moes harder werk, hulle is verdruk, daar is teen hulle gediskrimineer, hulle is gespot, hulle is gevang, hulle is in die gevangenis gewerp. Dit was lyding wat hulle beleef het, omdat hulle die Here Jesus as hulle enigste verlosser aangeneem het. En in Suid-Afrika is ons eintlik baie bevoorreg, dat ons in vryheid die Here kan ken en kan dien. En dis 'n voorreg wat ons nou moet gebruik om juis sy naam uit te dra na alle mense toe. Oor die wêreld, julle ken byvoorbeeld die organisasie Geopende Deure, wat hierdie vervolging van die kerk oor die wêreld monitor. En as jy mense bietjie lees oor wat hulle jou vertel, dan besef jy mense op hoeveel plekke daar in die wêreld vervolging van gelowiges is. Daarom vra Paulus of al hierdie lyding wat hulle dan beleef het nou verniet was, al die opoffering, al die swaar kry, al die werk. En dink nou net in terme van ons gemeentes waarvan ons deel is. Alles wat ons al daar gedoen het, alles wat ons al daar bereik het, alles wat ons al daar bygedra het, was al die dinge verniet. Want dit kan verniet wees as jy nie hou by die waarheid aangaande God nie. As jy buitekant daardie verhouding met God beginne leef, omdat jy onder die invloed van 'n dwaalleer kom. So, jy weet, so maklik gaan mense uit een kerk uit, hulle loop weg na kultus toe, of na 'n charismatiese beweging toe. So wat van alles wat oor al die jare opgebou is, was dit dan nou alles verniet gewees? Uit die konteks van hierdie 5 verse, kan die vraag ook verwys na die ervaring wat hulle gehad het met die Here Jesus Christus en die Heilige Gees en God die Vader. En ek dink nou moet julle onthou waar Paulus hier begin, en toe ek hierdie gedeelte voorberei het ek eintlik ook besluit op 'n saadkorrel artikel wat ek al begin skryf het, want dit het my so diep getref, dat Paulus sê, die prediking, en spesifiek die ware prediking van die evangelie, die manier waarop hy die Here Jesus Christus vir hierdie mense, as het ware voor hulle oë afgeskilder het, dat hulle kon sien wat die evangelie is, en kon hoor wat die evangelie is, het beteken dat hulle het deur die prediking in 'n baie intieme en hegte verhouding met God gekom, en hulle daardie verhouding met God beleef, en dis is hoekom die prediking so belangrik is. En ek besef net wanneer ek werk met mense wat pas tot bekering kom, is dit dat hulle verstaan nie altyd hoe belangrik dit is om deel te wees van 'n kerk nie. Hoe belangrik dit is dat jy die Bybel as die woord van God moet aanvaar nie. Hoe belangrik dit is dat jy gereeld in die eredienste moet gaan sit
en na die verklaring van die woord van die Here moet luister, dat jy jouself moet werklik voed met goeie kos vanuit die skrif uit, en nie noodwendig klomp YouTube video's, wat jy nie weet wie daardie YouTube video regtig gemaak het nie, wat die persoon sy agtergrond is, wat sy vertrekpunte is nie. En ek sê dit baie, dat die beste goed is nog steeds nie noodwendig op die internet nie, maar dit is in boeke. En mense kies elke keer vir die maklike roete van 'n YouTube video, of dit wat hulle op die internet kan kry, maar dit is nie noodwendig goeie kwaliteit nie. En 'n mens moet leer om te onderskei, wat is goeie kwaliteit? En goeie kwaliteit hier is die evangelie. En die evangelie, die prediking van die evangelie, die verklaring daarvan, bring jou in 'n verhouding met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit is absoluut essensieel vir 'n mens se geestelike gesondheid en jou geestelike welstand. So wanneer jy met iemand werk en jy kom agter die persoon is besig om los te kom by die greep van die duiwel, persoon is besig om deel te word van 'n gemeente of 'n gemeenskap van gelowiges, beklemtoon hierdie punt, probeer daardie mens deel kry van 'n gemeente. Dis baie moeilik om as 'n Christen te oorleef in hierdie wêreld, as jy nie deel is van 'n gemeente nie, en as jy nie deelneem aan gemeenteaktiwiteite nie. En een van daardie baie belangrike gemeenteaktiwiteite is om saam te luister na die verklaring van die woord, en byvoorbeeld iets soos dit wat ons hier doen, Bybelstudie. Dit bring groei in 'n mens se lewe. En daarom vra Paulus of hulle al hierdie ervarings wat hulle beleef het, of dit dan alles verniet was. Hy herinner hulle as het ware ook aan hoe daardie intieme verhouding met God is, hoe hulle in daardie intieme verhouding met hom gekom het, en dan vra hy vir hulle, dink ek, hy wys hulle ook daarop, as jy dit nou sou meet, in die huidige situasie waar julle is, hoe gaan dit met julle verhouding met God, nou dat julle die ander pad probeer, waar julle probeer om 'n bydra te maak tot julle saligheid, deur die besnydenis, deur die onderhouding van die wet, want die oomblik as jy dit beginne doen, kan ek vir jou sê, wat is die antwoord? Die antwoord is, dit gaan nie goed met jou verhouding met God nie, want nou probeer jy jouself red, en in die ware evangelie weet ons, dat God sê baie duidelik vir ons, dat die roete tot redding is, hy red ons, die evangelie is, God doen dit, en ons moet aanneem wat hy vir ons doen, en wat hy vir ons gee. So, ek dink, en ek aanvaar ook, dat ons moet albei hierdie moontlikhede, verstaansmoontlikhede gebruik, en is moontlik binne die konteks van hierdie gedeelte. Dit is vir my baie belangrik persoonlik, my persoonlike verhouding met die Here, en wat dit behels, en hoe 'n mens in daardie persoonlike verhouding met die Here kom, maar veral hoe 'n mens in daardie persoonlike verhouding met die Here lewe van dag tot dag. Ek dink elke gelowige moet hieroor besin, en moet jouself voortdurend meet en bepaal, is ek in daardie persoonlike verhouding met die Here, wat moet ek doen om in daardie verhouding te bly leef? Want dis waaroor die lewe gaan, dit maak die lewe wat die lewe behoort te wees. So, goed, so, nou wil Paulus hulle ook verder bemoedig, sê hy vir hulle dat hierdie lyding, alles wat hulle beleef het in die diens van die Here, kon tog nie verniet gewees het nie. En ek glo ook van, as ek hier kan getuig en van my eie kant af kan sê, alles wat ek al in diens van die Here gedoen het, is nie verniet nie. Ek glo, dit is die sinvolste dinge wat ek in my lewe gedoen het, en daar is sekere dinge in my bedieningstyd, wat vir my nog meer sinvol is as enige iets anderste. As ek een ding kan uitlig, byvoorbeeld, en ek sê nie, dit is die enigste ding nie,
maar my betrokkenheid by sendingwerk, direkte sendingwerk, was altyd vir my 'n baie groot vreugde. Dit was altyd vir my van die sinvolste dinge wat ek in my lewe gedoen het, daar waar die Here my gebruik het om ander mense na hom toe te bring, en die eer gee ek altyd aan die Here. Ek was net die instrument, maar dit is vir my ervaring wat ek nooit sal opoffer nie, en ek kan nie dink dat ek ooit op 'n pad sal gaan dat ek kan sê dat hierdie dinge is nie meer vir my belangrik nie, dat dit alles was verniet gewees. Dan is dit so goed, 'n mens kan sê, indien dit verniet is, dan beteken dit was ook verniet dat 'n mens tot geloof gekom het, en dit kan tog nie waar wees nie. Paulus is oortuig daarvan dat as hy kyk na die Galasiërs, en ek dink 'n mens moet dit onthou as jy die brief aan die Galasiërs lees, want 'n mens kan vir jouself die vraag afvra, maar was hierdie mense regtig Christene gewees? Was dit nie maar net skyn geloof gewees nie? Want van hulle het gegaan en hulle self besny, en nou glo hulle dat die besnydenis op 'n manier maak 'n bydra tot hulle redding, en dan kan 'n mens jouself die vraag afvra, maar is hulle regtig Christene gewees? En Paulus is oortuig daarvan dat hulle het werklik tot bekering gekom. Hulle is werklik wedergebore. Ja, hulle is Christene, maar hulle is Christene wat 'n insinking beleef. Die afgelope Sondag het ons dit aangeraak, nee, dat God is so getrou, dat ons het tye wat ons geestelike insinking beleef, maar God is so getrou dat hy bewaar ons in daardie verhouding met hom, en hy bring ons weer terug na hom toe, in daardie verhouding met hom. Dit is Dort se leerreëls, hoofstuk 5, paragrawe 5, 6 en 7 kan jy gaan kyk, veral paragrawe 6, dat hy ons daarin bewaar, en 7, dat hy ons altyd na hom toe terugbring. Dit is ontsettend kosbaar, so ja, gelowiges struikel, gelowiges val, maar die Here se goedheid is groot, sy liefde, daai paragraaf 6 begin ons met die barmhartigheid of die liefde van die Here, is baie groot. Sy trou is baie sterk, en al is ons nie getrou nie, hy is getrou. En so ja, hierdie mense was ware gelowiges, maar hulle het onder die invloed gekom van dwaalleraars, mense wat hulle verkeerd leer, en ek dink dis 'n baie belangrike boodskap ook vir alle gemeentes, en veral ook vir ouderlinge in hierdie gemeentes, om te sê, weet 'n mens gee nie moed op mense nie. 'n Mens moenie net sê, maar hierdie persoon het onder die invloed gekom van 'n bepaalde dwaling, en dis nou verby nie. Want dan sou Paulus nooit hierdie brief geskryf het nie. Besef jy dit? Alhoewel hierdie mense onder die invloed gekom het van dwaalleraars, dat Paulus hom nie afsit nie, hy gaan skryf hierdie brief. En hy los hulle nie. Sy liefde vir hulle is so sterk, dat ek dink 'n mens moet dit ook hier raak sien, en ons moet dit ook hier leer, vir ons eie werkswyse met mense. Want dis so maklik om te sê, ag, ek gee moed op, ek los dit help nie, hierdie mens gaan nie na my luister nie, maar die mens moet nie na my of jou luister nie. Ek en jy is uiteindelik net die instrument, wat die Heilige Gees kan gebruik om daardie persoon weer terug te bring, maar gebruik die evangelie in daardie bedieningswerk, gebruik die woord van die Here in daardie bedieningswerk. So, ja, hulle het geval, en hulle was besig om baie te verloor, hulle het baie gelei, baie opgeoffer, en nou was hulle besig om met alles te verloor, omdat hulle agter hierdie valse leer aangegaan het. Paulus probeer eintlik vir hulle sê, onthou net, wat het die evangelie alles vir julle gebring? Die oomblik toe die evangelie in julle lewe gekom het, die goeie nuus oor Jesus Christus, het alles in julle lewe verander. Julle lewe het fantasties geword.
het ook redelik onlangs, vertel iemand my, wat wedergebore is. Die persoon sê, ek kan nie glo wat die wedergeboorte vir my alles beteken het. Die eerste keer toe ek by 'n sielkundige gaan sit het, toe sê ek vir daardie sielkundige, jong, hier is die lys van goed wat fout is met my. Ek weet nie hoeveel ek jou gaan moet betaal om my te help om deur my lys te kom nie. En met geleentheid het daai persoon gesê, wat hy by 'n plek was, het hulle uitgekom by 2 van die goed op sy lys. En die res van die goed het hulle om die huis toe gestuur. En na die persoon se wedergeboorte, het die persoon al vir my by herhaling gesê, weet jy, al daai goed is weg. Dit is opgelos, dit bestaan nie meer nie. Nou, dit is wonderlik. Dit is die effek, en ek dink dit is wat Paulus ook hier vir die Galasiërs sê. Hy sê vir hulle, onthou julle hoe dit was, toe julle wederbaar is, toe julle gelowiges geword het, hoe julle lewens verander het, al daardie probleme wat julle gehad het, al daardie dinge waaroor julle so bekommerd was, alles wat skeef was, alles wat verkeerd was, en julle het alles gekry wat goed is, in julle lewe, en hoe het dit in julle lewe gekom? Dit het in julle lewe gekom deur die woord, deur die verkondiging van die blye nuus van Jesus Christus, nie deur die wet te onderhou nie, nie deur julle te besny nie, nie deur te vas nie, nie deur allerhande feesdae te onderhou nie. Dit was nie die manier wat julle lewe verander is nie. Julle lewe is verander deur die evangelie van Jesus Christus, dat julle van hom gehoor het, en dat julle hom as julle saligmaker en verlosser aangeneem het. So onthou dit. En ek glo die Heilige Gees sê dit weer vir ons vanaand. Hy sê weer vir ons vanaand, onthou hoe jou lewe 'n beter lewe geword het. Onthou wie het jou lewe 'n beter lewe gemaak. Moenie teruggaan op 'n ou spoor dat jy moet jouself red nie. So Paulus is regtig daarvan oortuig dat die Galasiërs in staat is tot meer en tot beter, dat hulle werklik gelowiges kan wees, en dat hulle nie agter hierdie dwaalleraars hoef aan te gaan nie. Hy weet hulle hierdie kennis, en hy vra eintlik vir hulle om nugter te wees en wakker te wees. Hy sê eintlik vir hulle, julle moet besef, dink 'n bietjie mooi wat is julle besig om te doen. Gaan weeg, op watter roete gaan julle nou, gaan kyk mooi, en julle sal sien, julle het die beproefde pad verlaat. En daarom wil hy hulle aanspoor om te besin oor wat hulle ervaar het in die verlede. So ek dink hier is 'n belangrike ding wat ek moet sê, kyk, mense wil mos nie terugkyk op die verlede nie, hulle wil nie terugkyk op hulle lewenspad nie, maar baie keer is dit baie nuttig, en vir 'n gelowige is baie nodig, om te sê, maar ek kan terugkyk op my lewenspad, en ja, daar was definitief nie net hoogtepunte op my lewenspad nie, alles was nie net fantasties nie, daar was laagtepunte, en God het my daar deurgebring, maar ek kan ook sê dat daar die pad wat ek geloop het, die opofferings wat ek gemaak het, die lyding wat ek gehad het, dit was nie verniet nie. En daarom gaan ek dit nie verruil vir die beste, nuutste idee of storie waarmee iemand by my kom nie. Kom ons kyk 'n bietjie na vers 4. Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? En dit lyk vir my baie na 'n retoriese vraag, veral as jy nou luister na die vorige vers. Hy wat julle dan die Gees verleen, wie is die hy? En 'n mens sal moet sê, hy verwys na God, maar ek wil nou nie maak soos wat die kinders maak in die katekisasie nie. Ek sal spesifiek wees. Wie gee vir ons die Gees? Die Vader en die Seun. Ek dink wie hy hier bedoel,
'n spesifieke Vader, hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? En die antwoord is natuurlik, hy doen dit nie deur die werke van die wet nie, hy doen dit deur die prediking van die geloof. Dis nou juist wat hy nou net gesê het. Goed, so Paulus wys nie net op die ervaring wat die Galasiërs met God die Vader gehad het nie. Hy sê ook vir hulle, die Vader het ook aan julle die Heilige Gees gegee, en wat staan daar in ons vers? Daar staan, en hy het kragte onder julle gewerk. So die Vader het deur die Gees kragte onder hulle gewerk. Hy het dinge onder hulle laat gebeur wat uitsonderlik is. Die Here Jesus het tog kort voor sy hemelvaart die apostels ook beveel om nie Jerusalem te verlaat nie, totdat die Vader die beloofde gawe aan hulle sou gegee het, in Handelinge 1 vers 4. En hierdie gawe weet ons, uit Lukas 11 vers 13, dit is die groot gawe, dit is die Heilige Gees. Gawe beteken hier geskenk, gegee. So die Galasiërs het die ondervinding gehad, hulle het dit ook beleef, dat die Heilige Gees aan hulle gegee is. Nou iemand vra my, ek werk deesdae ook redelik met mense wat nog nie Christene is nie, of hulle weet van God, maar soos wat hulle ook vir my sal sê is, ons weet miskien van God, maar ek het nie regtig God geken nie, en een van hulle het ook vir my gevra, hoe weet ek dat die Heilige Gees in my woon? Hoe weet ek dat God die Heilige Gees by my is? En in hierdie geval, van hierdie mense, het God kragte onder hulle gewerk. Daar het wonderlike dinge onder hulle gebeur. Wonders en tekens. En 'n mens kan hier dink aan 'n brief soos wat Paulus ook geskryf het vir die Korintiërs. Uitsonderlike dinge soos byvoorbeeld spreek in tale. Glossolalie byvoorbeeld. En ander wonders en tekens, soos byvoorbeeld genesing en dies meer. Maar soms is daar die wonders 'n bietjie meer onder die oppervlakte, en 'n mens se oë moet helder wees en verhelder wees deur die Heilige Gees om dit raak te sien as 'n wonder. Ek beskou dit elke keer as wonder wanneer iemand gered word, wanneer daar wedergeboorte plaasvind. Veral wanneer dit mense is met wie 'n mens lank gewerk het en lank voorgebid het en uiteindelik het God 'n deurbraak in iemand se lewe beskik. En die verandering daarna is so radikaal. Die redding wat daar kom in 'n huis is so vinnig en so duidelik. Die verandering in die mense in daardie huis, selfs in die kinders in daardie huis, is so ingrypend. Dis 'n wonder van God. Goed, so die Galasiërs het dus ondervind hoe God deur sy Gees kragte in hulle werk. Ek dink dus, wat ek ook probeer sê is, dit hoef nie altyd uitsonderlike dinge te wees wat vir jou wys op die werking van die Heilige Gees nie. Maar wanneer iemand volledig toegewy was aan 'n ongehoorsame lewe, om hom of haarself oorgegee het om alles te doen wat verkeerd is, selfs die kerk gehaat het en lelike dinge gesê het van die kerk, en daardie persoon is heeltemal anders omgekeer, daai persoon se lewe is omgedop, dan is dit nie 'n wonder nie, en behoort jy dit nie raak te sien nie, want ek dink dit is. Hulle het hulle sondige natuur begin oorwin, en ek praat baie hier oor deesdae. Ook in die afgelope Sondag se preek het ek ook daarna verwys, dat ons aanvaar glad nie die leer van perfeksionisme nie. Perfeksionisme is eintlik 'n deel van die remonstrante se dwaling.
Die remonstrante is die dwaalleraars teen wie die Dordtse leerreëls geskryf was. En hierdie dwaling van die remonstrante kry jy natuurlik vandag ook in die charismatiese beweging en in die pentekostalisme. En dit behels dat jy sê maar ons word mense wat nie sonde doen nie. Ons is perfek. Nou, as jy luister na die Dordtse leerreëls, ek verwys weer na hoofstuk 5, dan val gelowiges en hulle struikel en hulle kom in die sonde. Maar God bewaar hulle en hy bring hulle terug. So daar is nie so iets in die skrif soos perfeksionisme nie. Hulle gelowiges loop maar die pad van opstaan en val en groei en ontwikkeling en die Heilige Gees wat in ons bly. God neem nooit sy Gees van ons af weg nie. Het ons die afgelope Sondag gehoor. Sy Gees bewaar ons in die verhouding met hom. Hy bly in ons werk tot die laaste dag van ons lewe. Wat hy heiligend en reinigend in ons lewe werk, dat ons verander. God hou nie op werk in ons nie. En dit is wat so wonderlik is dat hy nie moed opgee nie ten spyte van die swakheid en die sonde wat in ons is. En so Paulus volg die stelling op met dieselfde vraag wat hy in vers 2 al gevra het. Het julle die dinge deur die werke van die wet ontvang of deur die hoor van die evangelie? En ons almal weet, ons het hierdie dinge kry jy nie deur die wet te onderhou nie. Jy kry dit deurdat jy die evangelie hoor en deurdat die Heilige Gees onder die geklank van die evangelie geloof in jou hart werk. En daarom moet elke gelowige ywerige sendingmense wees. Mense wat bereid is om met ander mense te praat oor God, oor hoe wonderlik hy is, oor ons verlossing in Jesus Christus. Sending behoort vir ons 'n baie hoë prioriteit te wees. Vir elkeen van ons moet dit belangrik wees. Nie net vir die sendingkommissie van die gemeente nie. Ons moet almal mense wees wat uitreik na ander mense met die evangelie. Uit die ondervinding wat die Galasiërs self gehad het, wys Paulus vir hulle hoe dom dit nou is, as hulle die evangelie sou verruil vir die werke van die wet, wat die dwaalleraars by hulle beklemtoon. Die dwaalleraars wil hulle terugvat op 'n ou pad, 'n verkeerde pad, weg van die pad van die lewe af. So, as jy die route vat, as jy dink dat jy op 'n manier jouself kan red deur wie jy is, deur wat jy doen, deur in watter kerk jy is, dan is jy nie op die pad van die lewe nie. So, ons het met die Heilige Gees begin. Ons wil met die Heilige Gees wat in ons woon en in ons werk, wil ons klaarmaak. Jy ontvang die Heilige Gees deur die evangelie, maar ek wil ook sê, jy ontvang ook die evangelie deur die werking van die Heilige Gees. Daar is 'n baie nou verband tussen die Heilige Gees en die evangelie en geloof. Hulle loop saam. Daarom, as jy met mense in 'n gesprek gaan, waar dit gaan oor, jy is 'n gelowige en die persoon oorkant jou is of 'n baie swak gelowige, of geen gelowige, mens moet eintlik sê 'n swak gelowige is sekerlik ook maar geen gelowige nie, of dit is dalk iemand wat 'n ateïs is, dan wil jy nie kom met rasionele argumente nie, jy wil uitkom by die evangelie. Jy wil wys op die lewend werkende krag van die Heilige Gees deur die evangelie. Jy wil vir daardie persoon uit die Bybel lees. So, jy wil die persoon begelei en terugbring na die Bybel toe, moet dit nooit vergeet nie. Jy wil nie kom staan en net redeneer nie. Dit gaan nie hier oor breingimnastiek nie. Die Heilige Gees moet die persoon oortuig. Die Heilige Gees sal die geloof in die hart van die persoon werk. So, jy probeer uitkom by die Bybel, by die lees van die Bybel, en as jy so ver kan kom, dat jy vir die persoon vra, of jy vir die persoon dalk 'n gebed kan doen. So,
Nou in verse 6 tot 9, en ek dink het ons sal dalk nog 2 verse gedoen kry, as ek so kyk na die tyd, dalk selfs net 1, maar nou kom Paulus by argumente uit die Bybel uit om sy saak te bewys, dat 'n mens nie gered kan word deur die werke van die wet nie, maar net deur die evangelie. Weereens, hy wys die Galasiërs op dit wat hulle self ondervind het, met God drie-enig. Hulle het die volheid van wie God is, het hulle leer ken danksy Christus, deur die volheid van die Heilige Gees, en nie deur die wet te onderhou nie. Die wet was nie aan die begin eers op die toneel nie, veral as hulle uit die heidendom uitgekom het, het hulle nie geweet wat die wet is nie. Hulle het die evangelie geglo van Jesus Christus. Die Jode wat uit die Jodendom uitkom, wat groot geword het met die wet, by hulle was die wet op die tafel, maar die heidene weet toch dat hulle het nog niks verstaan van die wet nie, so hulle is nie gered toe hulle die wet onderhou het nie. So nou wil Paulus vanuit die skrif uit dit ook vir hulle bewys. Hulle verstaan nou al dat in daardie tyd, ook in Paulus se tyd, was daar 'n skrif wat gesagvol was, en dit was die Ou Testament, en daarom gaan Paulus ook terug na die Ou Testament toe. Die argument vanuit die skrif het 2 dele, daar is 'n positiewe deel, verse 6 tot 9, en dan is daar 'n negatiewe deel, verse 10 tot 14, ons sal dit maar probeer onthou, en dan die valse leraars moet julle net ook onthou, is net soos die duiwel. En dis opvallend as jy met mense praat wat tot bekering kom, dat hulle getuig ook van die invloed van die duiwel. Hoe dat die duiwel vir hulle leuns vertel het, en hoe dat die duiwel, net soos met die versoeking van die Here Jesus in Matteus hoofstuk 4, dat die duiwel 'n kenner van die Bybel is, dat hy die Bybel gebruik om hulle te oortuig van sekere dinge wat verkeerd is. En julle moet net onthou dat die duiwel ken die Bybel beter as wat enige een van ons die Bybel ken, nee. Hy ken die Bybel beter as wat enige teoloog die Bybel ken. En hy het met die Bybel na die Here toe gegaan. En hy probeer juist die Bybel ook gebruik in die versoeking van die Here. Hy skroom nie om dit te doen nie. Maar vir hom is die Bybel net 'n boek wat hy kan misbruik. Dis nie 'n boek wat lewe spreek nie. So die valse leraars kan jy verwag, nee, het ook met die Bybel na die mense toegekom. En 'n valse leraar kom nie met allerhande stories altyd of met ander boeke nie, maar hulle kom een of ander tyd by die Bybel uit en hulle gebruik ook die Bybel. So ek dink oor die algemeen vandag maak mense die fout om te dink dat enige iets wat uit die Bybel uitkom, dink hulle is reg en is aanvaarbaar. Mense sal vir jou sê, as jy nou sou vra, hoor jy was nou by daai kerk gewees, hoe was dit? Dan sal hulle sê, hy het uit die Bybel uitgelees. Ja, is dit? Is dit so? Maar wat het hy gesê? Wat het hy uit die Bybel gelees? Het hy die Bybel op die regte manier gebruik? Nee? Want die duiwel en die valse leraars gebruik ook die Bybel. En daarom is die wyse waarop jy die Bybel gebruik, die metode wat jy volg, dit is wat so belangrik is. So die woord van die Here moet nie verdraai word nie. Okay, waarvan praat ek? Miskien moet ek net sê, daar is sekere aanvaarde beginsels om by 'n korrekte verstaan van die Bybel uit te kom. In die eerste plek moet die Bybel altyd binne sy konteks gesien word. En in die Latyn, uit die tyd van die hervorming, hierdie beginsels kom uit die tyd van die hervorming, het hulle gepraat van tota scriptura. Met ander woorde, die ganse heilige skrif. Nou wat sê die ganse heilige skrif? Hulle het byvoorbeeld die bekende solas geformuleer. Sola scriptura, net die Bybel. Nie ook tradisie of ander bronne nie. Sola gratia, alleen genade.
sola fidei, slegs geloof, sola Christi, slegs Christus. So dis van die bekende solas wat 'n mens lei in die verstaan en die verklaring van die skrif. Hulle het ook gesê, Sacra Scriptura sui ipsius interpres, die heilige skrif is self sy eie verklaarder. Die Bybel verklaar die Bybel. En daarom doen ons skrif met skrif vergelyking. Dis alles belangrike beginsels. Jy moet die spesifieke gedeelte binne sy konteks gaan lees. Die Ou Testament is so belangrik soos die Nuwe Testament. Nou, daar's baie min mense wat vandag op hierdie wyse met die Bybel werk. Jy kan dus nie net daar skaapagtig sit en dink, wel, hierdie ou lees uit die Bybel uit, minstens het hy die Bybel uitgelees, maar wat daarna gebeur het, was 'n absolute klomp dwaalleer nie. En dan is jy nog steeds nie besig met die waarheid nie, dan gaan jy in die moeilikheid beland, soos wat die Galasiërs in die moeilikheid beland het. So, dis belangrik dat die skrif volgens die regte aanvaarde beginsels verklaar moet word, sodat jy by die regte antwoord kan uitkom. As ek dit op 'n wiskundige manier kan sê, dit help nie, die eerste deel van die som is reg nie. 1 + 1 is gelyk aan, en die ou kry 100, nee. Want eintlik het hy in sy metode, het hy verkeerd gaan, so sy antwoord is verkeerd. Hy moet 1 + 1 moet hy 2 kry. So dit moet kontroleerbaar wees. Jy luister na 'n preek byvoorbeeld, weet, en die persoon praat baie meer oor die mens, en dis duidelik, dis 'n antroposentriese benadering. Dan moet jy weet, dit is nie die Bybel nie. Dit is die verklaring van die Bybel nie, dit moet theosentries wees. Jy moet hoor, in die eerste plek, nie net van liewe Jesus nie, want dan kan, liewe Jesus kan 'n afgod wees, as jy net van hom hoor. Jy moet trinitariese prediking hoor, Vader, Seun, Heilige Gees. Dit is baie dinge wat 'n mens moet na luister en voor moet uitluister, wanneer jy sit en luister na 'n preek. En dan mag jy nou dink, ja, maar dominee, jy het geleer, jy weet hierdie goed. Ja, ek vertel dit nou vir jou, sodat jy kan weet, waarvoor moet jy luister, sodat jy kan leer. Daarom moet jy Bybelstudie bywoon, sodat jy hierdie dinge kan leer, dat jy hierdie dinge kan weet, dat jy ook kan weet, dit is nie net goed genoeg om te hoor dat dit klink min of meer godsdienstig nie, en die persoon het darm uit die Bybel uitgelees nie. Nie alles wat sogenaamd onder die noemer van die Christelike godsdienst met die Bybel in die hand gedoen word, is die waarheid nie. Dink aan die Galasiërs. Goed, so die argumente waarmee die apostel Paulus kom, is die eerste een wat hy noem, is hy noem Abraham. Hy sê, nou hoe is Abraham gered? Nou die dwaalleraars het natuurlik 'n baie eenvoudige argument gehad. Hulle het gesê, julle heidene, wat voorheen heidene was en nou Christene geword het, julle moet die wet onderhou, en julle moet besny word, julle moet 'n bydra maak tot julle redding en verlossing. Nou kom Paulus en hy gaan nou ver terug in die verlede. Hy gaan terug na 'n erkende Ou-testamentiese figuur waarvoor almal groot respek het, ook die dwaalleraars. Hy gaan terug na Abraham toe en hy sê, nou goed, hoe het dit met Abraham gebeur? En hy praat spesifiek van Abraham as 'n ou man, 86 jaar oud, kinderloos, en God kom en hy maak 'n belofte aan Abraham dat hy 'n groot nageslag sal hê. En God gee hom 'n teken. Hy neem hom uit buitentoe en hy laat Abraham opkyk na al die sterre en hy vra vir Abraham of hy die sterre kan tel, en natuurlik sê Abraham, dis onmoontlik, mens kan nie die sterre tel nie. En dan sê die Here vir Abraham, so sal jou nageslag wees. En die Here lig Abraham
uit sy beklemmende omstandighede. Hy was so morbied en negatief oor die feit dat hy nie 'n nageslag het nie. En hoe het die Here Abraham uit hierdie beklemmende omstandighede gered? Buiten dat hy 'n belofte aan Abraham gee, buiten dat hy aan hom 'n teken gee van die sterre. Elke keer as hy opgekyk het na die sterre, het Abraham hieraan gedink, want hy het seker elke aand buitekant sy tent gesit en opgekyk na die sterre en dan het hy hieraan gedink. Maar hoe die Here hom uit hierdie beklemmende omstandighede uitgelig het, is uit geloof in Abraham se hart gewerk. En Abraham het sy vertroue in God gestel, en dan sê die Bybel vir ons, dat God het Abraham dit tot geregtigheid gereken. Aan die ander woorde, God maak 'n regsuitspraak oor Abraham. Hy sê, van nou af is Abraham se saak met my reg. Nee. En dit was, Abraham is nie gered oor die besnydenis nie. Hy is daar gered. Die besnydenis kom eers 14 jaar later. En weet julle hoe lank na Abraham het die wet gekom? 400 jaar later. Nou is Paulus se argument tog baie maklik om te volg. Hy sê met ander woorde, Abraham is gered 14 jaar voor die besnydenis en meer as 400 jaar voor die wet. So hoe word mense gered? Deur die besnydenis en deur die wet? Dit kan tog nie wees nie, want Abraham is dan die vader van die gelowiges. Abraham is dan gered sonder die besnydenis en sonder die wet. Nou goed, ek moet vir julle sê, hierdie John Stott maak 3 waardevolle opmerkings. Hy sê, eerstens, God het 'n belofte aan Abraham gemaak. Hierdie belofte van die nageslag was as het ware voor Abraham se oë afgeteken aan die hemelruim. En Paulus het Galasiërs daarop gewys dat die belofte van vergifnis deur die gekruisigde Christus ook voor hulle oë afgeteken is. Net soos wat die sterre voor die oë van Abraham afgeteken was. So Abraham het God geglo en die onmoontlikheid van die belofte, want ek meen op daardie stadium was Abraham alreeds 'n ou man, het Abraham nie gekeer om sy volle vertroue in God te stel nie. God het daardie vertroue, daardie geloof, is tog kennis en vertroue, het God hom gereken tot geregtigheid. In 'n woorde, hy het gesê, Abraham is nou in die regte verhouding met my. Ja, ek dink dit is 'n redelike sterk en 'n klinkklare argument. En dan dink ek, ons sal maar hier afsluit. Ek dink ons tyd het 'n bietjie uitgeloop. Ek wil nog tyd gee vir vrae en opmerkings. Ons sal volgende week, sal ons dan begin by hierdie punt 2. Ek sal hom net 'n bietjie merk dat ons hier moet begin. Ek is bang ek vergeet by hierdie punt 2. Dink ek sal ons begin. Goed, ek wil vir julle geleentheid gee vir vrae of opmerkings. Sou hier deur kyk. Ja, is 'n ingrypende gedeelte. Baie dankie dat julle vanaand ook ingeskakel het. Ek gaan vir ons dan, aangesien daar niks is nie, gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U ook weer vanaand aan ons die waarheid bevestig het, dat redding nie ons mense se werk is nie, maar dat ons kan weet dat ons ganse lewe is gebou op U werk, op U grootheid. Baie dankie vir die meeste van ons wat 'n lang pad al in U diens geloop het en wat kan terugkyk en dat ons kan sê, dit is genade en dit was nie verniet nie. Ons bid Here dat U sal gee, dat ons, ook wanneer ons struikel en val, nooit sal twyfel dat U getrou is nie. Ons bid vir U uitverkorenes in hierdie wêreld,
dat U ons ook sal gebruik om hulle te bereik, en dat ons nie skaam sal wees nie, en dat ons nie stil sal wees nie, maar dat ons baie duidelik sal getuig van die hoop wat daar in ons lewe. Ons vra dit alles van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Met julle baie dankie dat julle vanaand ingeskakel het, en 'n baie mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.